Goeienaand vriende. Ons is so raps vroeg, maar kom ek begin wat ek gevra is om te doen. Een van julle weet dit dalk nog nie, maar jy het 'n oorbel verloor. Is dit joune? Ek gaan hom hier by die kers neersit. So hy is gevind deur iemand. En dan al die gebruikelike goed gebeur nog sover ek weet. En dan wil ek tog vir julle wat die aandgangers was, baie dankie sê vir die bywoning met storm, weer en koue en winter alles saam. Dit altyd dankbaar om saam met gelowiges te wees. Ons sien mekaar nog Sondag, maar dit Sondag is nou 'n klomp ander ouens wat nou nie hier was nie, dan klink dit al vreemd as jy vir 'n dankie sê het in die diens was. Maar dankie vir julle getrouheid en dat julle gekom het. So kom ons nou gaan ons lyn op. Ons het Sondag begin by 'n ongewone plek aan die einde van die Romeinebrief waar Paulus net vermeld wie is almal saam met hom in Korinthe, maar ook wie ken hy in Rome. En dit gee my so 'n bietjie 'n blik dat die kerk is nie 'n wens of 'n droom nie. Dit is werklike mense van verskillende agtergronde wat saamgeroep is die die krag van die evangelie vernuwe is om 'n nuwe gemeenskap te skep. En weet jy, hulle baie keer sê, dit is die Duitsers wat sê dit werk dalk nou in die praktyk, maar hoe werk dit in die teorie? Weet hoe is dit nou dat so 'n kerk na vore kan kom? Het ons die spoor gevat van maandag af om te sê dit begin by hierdie diep insig wat Paulus gehad het dat Paulus besef het dat God nie net 'n God is wat deur sy karakter ons optrede bepaal nie, dat hy 'n regverdige God is wat van ons vra om geregtigheid te toon nie, maar dat hy ons nie veroordeel wanneer ons sondig nie, maar ons geregverdig verklaar op grond van die versoeningsoffer van sy seun. En dat dit eintlik alles verander, dat ons 'n nuwe groep mense is, van vrygespreektes of anders te vertaal, geregverdig is. Toe het ons verder gegaan en gesê dat Paulus het diep insig gehad dat deur die doop is ons inderdaad verenig met Christus, soos ons gesing het, ons lied 273 vanaand gesing het, dat ons saam met hom gesterf het en saam met hom opgestaan het, dat ons nuwe mense is en dat ons daarom kan 'n stryd voer teen ons sondige natuur, die bose. Ons kan leef soos nuwe en ander mense. En toe is gisteraand, ek gee dit so inleiding is welkom om te kom. Toe het ons gisteraand gesê, dis nie altyd so maklik nie. Ons kry hierdie belewenis in onsself dat ons die goeie wil doen, dan kry ons dit soms nie reg nie. En die vraag was van watter mens praat hy, en dit is waarskynlik vir homself. Dit is 'n getuienis in eerste persoon van Paulus af en dat hy self nadat hy vir Christus ontdek het, nog baie keer hierdie ervaring het dat dit wat hy wil doen, hy nie doen nie. En ek het gesê, die een manier om te verstaan is dat as Christus net gekom het en ons vrygespreek het, dan is ons nog nie nuut gemaak nie. In die ou dae in katekese het ons gepraat van die verheerliking van die mens of die saligmaking van ons is die werk. Die saligmaking is Christus se werk, maar die weg tot heiligheid en transformasie is die werk van die Gees. En dit is wat ons juist vier in Pinkster. Dit glo ons tog, dis hoe ons vanaand hier is. En die vraag dan wat ons gisterand mee afgesluit het is, hoe gebeur dit? Hoe werk die Heilige Gees met ons? En dit is wat ons dan vanaand verder die pad mee mekaar gaan stap. Hoe werk die Heilige Gees met ons? Ons begin met Paulus se stelling, reg in die begin van die Romeinebrief, vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, ook vir die Griek. Want daarin geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Amen. En vriende, dis hierdie God wat ons geregverdig verklaar het, vrygespreek het, wat jou ook vanaand groet met die woorde, genade en vrede vir jou. Vriende, net ons weet te oriënteer in die Romeinebrief. Jy weet nou al, is 'n baie lang brief, is 'n baie ingewikkelde brief, maar absoluut 'n wonderlike brief om te lees. Paulus begin met sy gewone aanhef van wie en aan wie. Hy het vir hulle baie mooi dankie gesê teenoor die Here. Dan het hy die gedeelte in verse 13 tot 17, dan is elke aand dat ons foto gehoor het. En dan is daar 'n gedeelte wat hy gesê het, almal is skuldig voor God, Jood of nie Jood nie.
En dan was daar 'n gedeelte gewees wat ons lank by stil gestaan het, want hoofstuk 6 en 7 kom uit die gedeelte uit wat praat daaroor dat ons as vrygespreektes, anders te vertaal as geregverdiges, nuwe mense is. En dan is daar so 'n gedeelte van 9 tot 11, 'n baie lang gedeelte waar Paulus ook sy hart uitstort oor die vraag wat almal dan vir hom sou vra, as God hierdie nuwe familie bymekaar roep, hierdie mense wat in 'n nuwe verhouding tot die wet staan, wat deur Christus vrygespreek is, wat uit Jood en nie Jood bestaan nie, waarin van die Jode, waarin van die mense van God, wat van die Ou Testament, wat nie tot geloof in Christus kom nie. En dan 'n baie lang gedeelte, 9, 10 en 11, stort Paulus sy hart uit oor hierdie absolute tragedie van sy bediening, dat hy in 'n sekere sin die heidene vir God gewen het, maar sy eie mense verloor het. Daar's 'n punt wat hy sê, hy is selfs bereid om self verlore te gaan, terwille van sy eie mense. Lang gedeelte wat gaan oor die posisie van Israel, en hoe sal dit uitspeel. En dan, soos in baie van Paulus se briewe, waar hy in die begin, as dit ware, die evangelie uitpak, wat het God vir ons gedoen, is daar 'n gedeelte wat hy 'n wending kom, wat hy meer praat oor praktiese goed. Hoe leef jy nou prakties volgens dit wat hy gedeel het? Mens kon sê, die teologie wat hy vir ons gestel het, ons praat baie keer daarvan as die indikatief. Wat maak jy nou meer? Ons praat baie keer daarvan as die imperatief. Wat is die bevel daarvan? Wat is die oproep daarvan? En dit begin in hoofstuk 12. So ons gaan die eerste verse daarvan vanaand met mekaar saamleef. En dan sien jy sien, daar's 'n paar gedeeltes verder wat hy persoonlike opmerkings maak. Dis sy reisplanne wat nooit tot volvoering kom nie. En ons het 16 gelees Sondag. So ons gaan vanaand hoofstuk 12 met mekaar saamlees. So voordat ons dit doen, kom ons buig die hoofde. Here, wanneer ons onder die klank van u woord kom en die krag van die evangelie beleef, Here, om ons nuwe mense te maak, om ons vry te spreek, om ons te regverdig, dan is dit outomaties by ons dat die vraag na vore kom, maar Here, hoe doen ons dit? En Here, wanneer ons saam met Paulus in hoofstuk 7 onsself herken, wat dikwels maar worstel dan is dit so, Here, dat ons 'n begeerte het, dat u vir ons baie konkreet en baie prakties sal uitwys, hoe ons lewens nuut kan maak. Nie deur onsself nie, Here, maar juist deur u Gees. U Gees, Here, wat ons in 'n nuwe vorm buig, ons nuwe mense maak, wat ons, Here, nie net die status gee van vrygespreektes nie, maar Here, die karaktereienskappe, die optrede, die woorde van vrygespreektes. En daarom bid ons, Here, dat u ook vanaand in die woord met elkeen van ons sal praat. Amen. Ons gaan begin deur net 2 verse saam te lees, en dan later gaan ons terugkom na hoofstuk 12 toe, 'n verdere gedeelte daarvan lees, nadat ons ook 'n paar ander gedeeltes in Paulus geleef het. Maar voordat ons saam lees uit Romeine 12 uit, net weer so 'n bietjie tree terug na hoofstuk 7 toe. Dit is nog 'n komplekse vraag. Wat maak jou wat jy is? Jy weet, as mens nou daaroor dink, jy gaan slaap die aand, en dan word jy die volgende dag wakker, en daar is 'n verbasende kontinuïteit tussen wie jy gister was en vandag. Jy weet, as jy nou 'n beroerte of iets gehad het, as jy die vorige dag gehou het van sekere tipe musiek, en op 'n sekere manier opgetree het, dan is jy die volgende dag, as jy wakker word, daai selfe mens. Ek het baie gedink, jy weet, hoe herinstalleer jy? Jy weet, as jy nou in die oggend wakker word. En ons het nou vandag allerlei moderne teorieë dat dit lê waarskynlik iets in jou breinstruktuur, dit lê in jou hormone wat groter effek op almal van ons het as wat ons dink. Dit lê in ons sosialisering, dit lê in 'n klomp goed wat baie moeilik vir ander mense kan beskryf. Ander mense herken dit makliker in ons. Weet hulle sal sê, weet jy, daai was eintlik 'n moeilike ou, of sy is eintlik 'n baie maklike persoon om mee saam te leef. Ons is baie keer self 'n bietjie onbewus daarvan. Maar daar's 'n aspek wat ons maak, wat ons baie keer van selfsprekend aanvaar, totdat ons een of ander kognitiewe siekte het, of een of ander trauma ondergaan, wat jou gewoon jouself maak. En dit is baie keer gesteek vir ons self. Ek het baie jare terug 'n storie gelees van die tragiese ding in Amerika, dat in die 70 jare 2 mans 'n bank beroof. En die bankroof gaan toe verkeerd, en hulle skiet toe 2 van die tellers dood in die bank. En 2 van die
ander tellers, twee vroue, vlug na die tweede vloer toe, en hulle hardloop in die dames badkamer in. En die twee persone wat nou net twee mense doodgeskiet het, koudbloedig doodgeskiet het, volg die vroue tot by die badkamer en dan staan hulle buitekant die badkamer en vra vir die vrouens om uit te kom. Toe die polisie nou vir hulle arresteer, toe is hulle nou verbaas oor die vraag van hoekom gaan hulle nie inneem, want hulle sê, weet, hulle maat hulle geleer, jy gaan nie in 'n dames badkamer in nie. Ek wil, dis twee mans wat dan net twee mense doodgeskiet het, en die polisie sê, die verstommende is, dat die twee persone het glad nie gedink, dit was 'n vreemde ding om te doen nie, né? So ons is op 'n manier, op 'n baie vreemde manier, wie ons is, en hoe ons handel en ons optrede. So om dit te verstel, om dit nuut en anders te maak, vra die Gees, né? So, ons lees saam vanaf minute 12. Paulus sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewendig en heilig is. Daar's nie meer plek vir offers wat ons moet doodmaak en verbrand nie. Ons lewe moet nou 'n offer wees, maar hy moet lewend en heilig wees. En vir God aanneemlik. God soek nie meer bokke en beeste en goed nie, hy soek ons lewens. En dan sê hy, dit is julle sinvolle godsdienst. Dis hoe jy God dien, met jou lewe wat lewend en heilig is. Die vraag is dus, hoe word jy dit? En dan sê hy vanaf vers 2, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan goed onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So dit is interessant dat Paulus dink ons kan God se wil ken, ons kan onderskei wat vir hom aanvaarbaar is en wat nie, en ons moet so leef. En hoe gebeur dit? Deur die vernuwing van julle denke. Ek het baie jare terug die vraag vir myself afgevra, wat is die koppelvlak tussen ons en God? Nou, daar kan ek nie eens verduidelik wat 'n koppelvlak is, en al wat ek ook kry is 'n Nederlandse Wikipedia inskrywing wat met die Nederland saamleef, maar in kort is 'n koppelvlak 'n manier om inligting van een stelsel in 'n ander stelsel te kry. Jy kan jouself dink as 'n stelsel, as jy 'n brief wil tik op 'n rekenaar, dan het jy 'n sleutelbord nodig om op te tik. As jy iemand wil bel, dan moet jou foon 'n vorm van ook 'n sleutelbord hê waarop jy kan tik, dis die koppelvlak. As jy van ratte wil verwissel, dan is die rathefboom, hoe jy besluit wat in jou kop is, dat jy wil vinniger ry, dat jy vir die kar sê, jy moet nou vinniger ry, jy gebruik die rathefboom om dit te doen. So as 'n koppelvlak nodig, tussen een stelsel en 'n ander stelsel. En daarom verstaan ons mekaar baie keer verkeerd, want as baie keer nie 'n koppelvlak tussen jou en jou vrou nie, jy weet, jy dink jy sê van wat jy sê, maar die koppelvlak is nie wat hy moet wees nie, en dan weet is daar chaos. So die vraag wat ek myself afgevra het, hoe werk God met ons? Weet wat is die koppelvlak tussen ons en God? En dan baie spesifiek, as God met ons werk in hierdie geheimenisse ding wat ek is, Paulus het gisterand in die eerste persoon gepraat. As God nou met my begeertes, my drange, my denke, my sosialisering, my instinkte, my temperament, as hy daarmee besig raak, hoe doen hy dit? En die eerste ding wat ek bietjie lees daaroor besef het is, ons is geneig om te dink dit werk soos by die natuurwonders waarvan ons lees in die evangelies. Die natuurwonder bedoel dat as 'n storm, of as 'n persoon wat verlam is, of as 'n persoon wat siek is, en dan sê die Here vir die persoon, jou oë gaan oop en dan sien die persoon. Of die persoon is verlam en die Here sê vir die persoon, staan op en loop. Dat wat fisies met mense gebeur, in die oomblik, ook moreel en rondom hulle karakter, en rondom daai geheimenisse ding wat ons noem, jouself, jou eie self, ook so gebeur. Bedoelende, jy weet, jy kan vir die Here bid, en ek sê het met groot respek, Here, dit gee my geduld, en gee dit nou. En dan gee die Here vir my geduld. En mens kry nie die indruk uit die Nuwe Testament, dit werk so nie, ook nie by Paulus nie. Met in ander woorde, sê nou, jy is getroud met 'n persoon,
Of enige jy werk vir 'n baas, kom ons maak dit meer konkreet. Die persoon het 'n geweldige humeur. En nou bid jy vir die persoon dat hy sonder humeur moet wees. En die volgende oggend word hy wakker en hy weet nie hoe hom getref het nie, maar hy het geen humeur nie. Met ander woorde, is onbewus van daai persoon is hy nou 'n nuwe mens. Ek het in Pretoria in my gemeente gehad, hy het die onbenouenswaardige taak gehad toe hulle daai paaie gebou het met die tolpaaie, en hulle moes vir die verwerke daai oranje cones uitpak om die pad nouer te maak. Ek kan dink as jy in Johannesburg dit doen, hoe vriendelik mense met jou omgaan as jy die pad begin nouer maak. Het hy gesê dit het hom heeltemal as hy het dit uitgehaal op sy familie. Toe gaan hy na sy sielkundige toe en die het hom een van 'n pil gegee. Hy sê nou as hy kwaad raak, al wat hy uitkry is so 'n paar prr geluide. Jy weet wat ek al daai goed is, jy weet hy is so kalm soos hulle kom. Is dit hoe dit werk met ons karakter? Met ons daai ding wat jou maak wie jy is, wat jou begeertes bepaal, wat jou optrede bepaal, is dit so eenvoudig. En ek kom terug na die Romeine 12 teks toe Paulus sê eintlik vir ons hoe dit werk. Hy sê vir ons in vers 2, jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle God julle verander, en dan sê hy hoe hy ons verander, deur dit denke te verander. Hy sê dit konkreet. Nou die Griekse woord wat daar gebruik is 'n sannige naamwoord wat beteken wat nous is, en jy sien daar die Lou en Daai Woordeboek verduideliking. Nou nous is jou verstand, jy kan dit verstaan as jou verstand, maar jy kan dit ook vertaal as eintlik 'n verduideliking of 'n glos van die woord, a particular manner or way of thinking, a disposition, a manner of thought, an attitude. So wat Paulus sê is, jy moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Jy moet toelaat dat God se Gees jou transformeer, en dit gebeur deurdat jy jou gebruikelike manier van dink verander. So dis nie 'n onbruikelike ding nie, dis nie soos wanneer jy verlam is en skielik nie meer verlam is nie. Dis nie iets wat jy vir 'n ander ou kan toebid nie. Jy word bewuslik verander deurdat jou denke, jou patroon van dink of jou houding sal verander. En die weermag was nou lief om vir troepe te sê, verander jou houding. Jy moet 'n nuwe houding kry, 'n gebruikelike manier van dink. En dit is nie net in Romeine wat ons dit kry nie. Paulus gebruik woorde uit verskillende, uit 'n woordveld vir denke, om hierdie punt op verskillende plekke herhaaldelik te maak. Ek gaan 'n paar vir julle wys. Byvoorbeeld Kolossense 3 vers 2 sê Paulus, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Jy kry die gevoel, is dieselfde tipe van gedagte van om nie gelykvormig te word met die wêreld wat ons ken nie, maar om anders te dink. Hy sê jy moet nou dinge daarbo bedink. Nie het hy 'n werkwoord phroneo, en as ons moet hom bietjie vertaal, dan sê to keep on giving, hoor nou mooi, serious consideration to something. To ponder, to let one's mind dwell on, to keep thinking about, to fix one's attention on. So dis nie daai tipe van dinkproses wat jy het wanneer jy op jou foon scroll deur die een tipe van meme na die ander meme, of weet net 'n ligte opmerking nie. Dis nou wanneer jy ernstig en lank en diep en wat sê gedissiplineerd dink oor 'n ding. Mense sou sê dit is wanneer jy moeiliker boeke lees of jy lees die Bybel, dis nie daai skermflitsie wat jy lees en dan swipe jy aan na die volgende een toe nie. Dis 'n bietjie 'n langer intensiewe denkproses. So kom ons vat aan mekaar die twee. Die een is jy moet jou gedagtes verander, jou nous verander, wat jou gebruikelike manier van dink is, en jy moenie dink soos die wêreld nie. Jy moet anders dink. Hier in Kolossense sê hy, dink die dinge daarbo, en daardie bedoel hy waarskynlik die ruimte wat jy God bekleed word, die hemel waar God regeer, so wat jy met ernstige aandag aan gee, is om vanuit God se perspektief na goed te dink. Hoe lyk die wêreld as God regeer, as God hom beheer, as God met sy karakter in beheer is? Dit is baie soos ons Vader gebed, dat U wil geskied op aarde soos in die hemel. En hier bedink jy op 'n baie ernstige, sistematiese, logiese manier, gedissiplineerde manier, wat dit beteken. Nie 'n lukrake, jou gedagtes spring van die een ding na die ander ding toe. Nog 'n voorbeeld, ek
kry ons in Filippense 4 vers 8. En hier skryf hy vir die gemeente in Filippi. Dis 'n baie interessante gemeente, dis op die stuk tussen Korinthe en Griekeland, daai landbrug. En dis 'n plek waar die Romeine hulle troepe toegelaat het om daar af te tree, die sogenaamde emeriti, soldate met meriete, en wat daar geboer in die gedagte was, hulle sou dan so 'n reserve mag vorm om daai pad te beskerm. En so is dit 'n klomp mense wat Romeine is, dit is hulle regte gehad as jy daar gaan aftree as 'n burger in Rome, so hulle ken die Romeinse manier van dink. En hier is die interessante, wanneer hy vir hulle sê hoe hulle moet dink, dan gebruik hy deugte uit die Romeinse wêreld uit. Hy sê vir hulle, dis nou amper die slot van Filippense, hy sê verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of logwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Julle kry dieselfde gevoel, né? Paulus sê, hoe verander jy? Jy vat jou gedagtes intentioneel, jy vat jou gedagtes met al twee hande vas en jy rig hulle op 'n ander rigting. Die gebruik elke keer 'n ander woord. Hier gebruik jy die Griekse woord logizomai. En as ons hom 'n bietjie uitpak, dan is dit to think about something in a detailed and logical manner. Logizomai, jy hoor die Engelse woord logic, kom van die woord af. To think about, to reason about, to ponder en dan weer reasoning. So hy gebruik nie dieselfde woord in alle kontekste nie, maar wanneer hy vir mense wil verduidelik, hoe word hulle nou iets anders? Hoe word hulle 'n nuwe mens? Dan kies hy 'n woord uit hierdie woordveld van dink uit, van denke uit. So vriende, hoe word ons anderste? Hoe word ons nuut? Minute 12 sê vir ons, dit begin by ons denke. Dit begin oor waaroor ons dink. Dit gaan oor ons dissipline van dink. Dit gaan oor ons patrone van dink. En dan baie spesifiek, waarheen rig ons gedagtes. Hierdie is 'n baie interessante gedagte vir my. Ek weet nie of julle al vir jouself afgevra het, hoe kom ons seker goed mooi? Hoe kom het musiek die effek op ons wat musiek het? Kuns, hoe kom het selfs plekke wat mooi is, natuur, maar ook historiese plekke, of net selfs plekke waar daar iets betekenisvol gebeur het. Amper 'n effek op jou wat jy nie vir mense kan verduidelik nie. Dit raak iets in jou wat jy moeilik onder woorde kan bring. En ek dink wat Paulus hier wil doen, hy wil eintlik 'n klomp oorvleelende konsepte sê, en hy sê, daar's goed wat jy net weet is waar. Daar's goed wat edel is. Edel is iets wat jy eintlik net wil sê, ek haal my hoed af as ek dit sien. Dit is net so ongelooflike mooi optrede wat jy sien. Alles wat reg is, wat rein is, wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Ek het 'n vriend wat altyd van sy vrou sê, she lives in beauty. En wat dit daardie bedoel is, dis kuns, dit is hoe sy die kinders aantrek, hoe sy die huis doen, hoe sy kos maak, sy sprinkel goed op hy kos wat niemand kan eet nie, dan vra hy vir haar hoekom, en dan sê hy, dit lyk net mooi, né? Jy weet tipe van ding, né? Jy moet eers afkrap voordat jy die kos eet, maar dit lyk inderdaad mooi. Ek dink Paulus wil vir ons sê, ons is geroep om te live in beauty. Ons is geroep om te leef van dit wat lofwaardig is. En nou begin jy al klaar die gevoel kry, gaan terug na Romeine 12 toe, wat Paulus gesê het, jy moet nie gelykwaardig word met die wêreld. Dat die wêreld het 'n ander strategie. Al die algoritmes wat onderliggend aan al die sosiale media is, en ook maar openbare media is daar om 'n skokreaksie by jou te ontlok. Het het agtergekom dat die mees effektiefste manier om mense se aandag te kry is om mense te onthuts, mense kwaad te maak. Dit is die dinge wat mense die meeste kyk. En jy weet nou hoe werk dit, as jy op daai algoritme seker goed kyk, dan gee vir jou nog, né? So as jy eendag ongeluk na 'n groen padda gekyk het, die volgende week kry jy net para video's en para prentjies en wat ek al tipe van dinge. So as jy jouself toelaat om ontstig te word oor enige ding wat jy voel nou onreg in die wêreld is, jy weet eintlik niks daarvan behalwe hierdie betrokke prentjie nie, dan
dan gaan daai ding jou dan weer voer. En ons sien die effek hiervan reg deur ons wêreld. Ons sien 'n hoogs gepolariseerde wêreld, want mense wat 'n sekere standpunt het, word al hoe meer daarvan gevoer. Jy weet, in die verlede was dit so gewees, daar was altyd ekstreme mense gewees, maar hulle was die minderheid gewees, en hierdie middel het ons 'n klomp mense gehad mekaar nog kon hoor. Hulle gepraat van 'n bell curve, as jy dit plot op 'n grafiek. Nou praat hulle van 'n well curve. Die almal staan op pole, en daar's amper geen middelgrond met mekaar. Ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien dit in Engeland, ons sien dit in Amerika, ons sien dit in Europa. Dit raak 'n baie gevaarlike wêreld. En is doodgewoon omdat mense toelaat dat hulle gedagtes gerig word deur algoritmes en 'n klomp ander dinge wat nie van ons eintlik regtig verstaan nie. En Paulus sou regtig voorsê, as ons nuwe mense wil word, as ons aan ons meer in ons angstigheid en ons temperament wil verander en toelaat dat die Gees met ons werk, dan moet ons gedagtes vir die Gees gee en sê, waaroor moet ons dink? Wat is mooi? Wat is edel? Wat is reg? Wat is prysenswaardig? En as jy nie genoeg daarvan 'n dag inkry deur jou denke nie, moet jy nie verbaas wees as jy 'n moeilike persoon geraak het, of 'n angstige persoon geraak het, of iemand wat eintlik nie mense oor die weg kan kom. En die tragiek is, hierdie ding het die kerk nie verbygegaan nie. Weet, ons kan oor mekaar praat en mekaar verwys op maniere wat jy regtig vir mekaar wil sê, dit kan tog nie so wees nie. Dit kan nie 'n getuienis wees van mense wat die lofwaardige in ander mense soek nie. Ek het ergens gelees, daar was 'n tyd gewees dat ons groot gemaak is om amper sê ek ons slegste met ander mense se beste te vergelyk, om te aspireer om so te wees. Ons het nou mense geraak wat ons beste vergelyk met ander mense se slegste, en dan voel ons net goed in onsself, maar ons verander en ons word nie nuwe mense nie. So ek wil julle 'n oefening gee hierin oor dit wat jy moeilik onder woorde kan bring, maar wanneer jy dit bedink, dan kry jy net die gevoel van, wat ek hier sien, raak my aan en inspireer my om nuut en anders te leef in lyn met die spelreëls van die koninkryk. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van 'n plek wat ek tot onlangs nie van gehoor het nie, en ek vermoed julle ook nog nie van gehoor het nie. Dis 'n plek met die naam van Wootton Basset. Dit is in Engeland. Dit is nie 'n groot plek nie, so 13,000 mense. Maar julle sien nou daar op daai naambord waar jy ingaan daar na Wootton Basset toe, hulle het 'n titel. Die titel is Royal Wootton Basset. En in 2011 het koningin Elisabeth aan hulle die reg of die titel gegee, Royal Wootton Basset. As ek reg onthou, is die eerste keer in 100 jaar dat 'n Engelse monarg dit doen. En hulle was aanvanklik al huiwerig om dit te ontvang. Weet hulle voel as nie waardig of so nie. En dit bring die vraag na vore, hoekom is hulle Royal Wootton Basset? Hoekom het koningin Elisabeth in haar nuwejaars, wanneer sy dit goed uitdeel, die titels uitdeel, hierdie aankondiging gemaak? En dit gaan terug na die oorlog in Afghanistan van 1997. Jy sal onthou dat dit was vir Engeland by name 'n baie ongewilde oorlog gewees. Hulle het gevoel hulle is ingetrek deur die Amerikaners in 'n oorlog wat hulle nie eintlik hulle sin is nie. En wat gebeur het in Wootton Basset is dat in die slaperige dorpie, huis tussen hulle hoofpad en 'n lugmagbasis, het hulle op 'n kol ontdek, daar's konstant vreemdelinge in die dorp. Mense wat emosioneel stikkend is, hulle huil, hulle verward, waar moet hulle gaan? En dan vra hulle, waar is die lugmagbasis? En dan sê die mense, nee, hier ry so, dan kom jy daar. En met tyd kom hulle toe agter dat die Britse lugmag is besig om 'n stelwerk te doen aan 'n basis in Londen, en dat vlugte wat gewoonlik daar geland het, land nou by hulle lugmagbasis. En hulle is nou die plek waarin die liggame van soldate wat gesterf in Afghanistan gerepatrieer word. Dit is waar die liggaam uitgevlieg word van Afghanistan en dan deur die weermag oorhandig word aan die familie. So al hierdie mense wat daar aankom, kom daar aan om 'n man of 'n dogter of 'n broer of 'n seun se liggaam te kom ontvang. In 'n tyd dat dit 'n geweldige ongewilde oorlog is. Jy weet niemand in die land vier dit nie, hulle kan of niemand daarmee versê nie. En in die tyd
97 van hierdie vlugte het ingekom. En dit begin by 'n paar oud stryders, wat 3 van hulle, wat as die stoet uitbeweeg saam met die familie, in hulle ou weermag uniforms gaan staan het van die Tweede Wêreldoorlog, en dan gesalieer het as die liggame gedebatteer word. En mense begin vir hulle vra, wat doen hulle? En spontaan begin die dorp by hulle aansluit. Elke keer. As 'n familie, 'n man of 'n broer of 'n vrou of 'n suster kom haal, 'n pa, dan raak die hele dorp stil. Sê niks oor die oorlog nie. Weet, dit is nie 'n teken dat hulle die oorlog goedkeur nie. Dit is net 'n uitbeelding van ons erken iets van julle pyn, iets van julle offer wat julle gebring het. En ons staan saam met julle. Soveel so dat toe die lugmagbasis in Londen herstel is, die Britse weermag besluit het om dit nog steeds na die dorp toe, die liggame te repatrieer. En dit kom onder die aandag met tyd van die media en later ook van die koningin Elisabeth. En al wat sy daarvan kan sê is, dis 'n ding wat so edel is. Dit is 'n ding wat so Jan van die woorde kan bring. Sy wil haar titel dan gee. En sy verklaar hulle royal Buitenbasset. Ek dink dis 'n tipe van verhaal wat jy die gevoel van kry. Jy kan nou oor die politiek baie goed te sê, en daar's oomblikke wat ons in mekaar sien met die menslikheid en die nood van hierdie wêreld, dan kyk van God se perspektief op. Wanneer ons die dinge daarbo bedink en dit hier uitleef. En ek dink dis wat Paulus ons oproep as 'n geloofsgemeenskap om te doen. Is om te sê, ons kan in teorie worstel met die sonde, ons kan in teorie worstel oor ons sondige natuur en wat ek al so, en ons kan vir onsself sê, dit sou wel wonderlik gewees het as ek 'n nuwe mens kon word nou reeds. Ek het eintlik opgegee, ek wag net maar tot my dood, dat God my nou maar lief maak daarna. Maar Paulus sê, ons kan dit nou reeds doen, deur ons gedagtes intentioneel te fokus op die dinge wat mooi en edel en goed is. En daarom glo ek absoluut in die krag van gemeentes. Want iets in die onderlinge versorging en aanbidding van die Here, en die saam dien en die saam sukkel, want ons sukkel maar baie keer as gemeentes, nee, maar die keuse om dit saam te doen in die naam van die Here, beleef jy iets hiervan, waar jy net agterkom jou gedagtes wat op ander plekke geneem, wat goed en edel en reg is, en God se goedkeuring wegdra. Daarom is ek 'n groot ou vir gemeentes, en daarom moet ek begin by Romeine 16 om te sê, dis wat Paulus ook in geglo het, huiskerke, mense van verskillende agtergronde, wat in mekaar gekom het, wat besef het, om saam jou gedagtes, saam jou denke, op goed te rig en te laat vorm. Doen iets aan jou wat jy nie voor die TV op jou eie kan beleef. Dat as 'n ding wat met jou gebeur, deur God se gees, wat jy nie andersins kan beleef nie. Ek wil dus afsluit die gedeelte saam te lees van Romeine 12 van vers 9, en ek gaan dit anders as die ander tekste lees in die 83 vertaling. Dis 'n gedeelte wat ek vir amper 20 jaar, elke keer as ek nuwe intrekkers gesien het in Doringpoort, vir hulle gelees het, as 'n gebed vir hulle, maar ook vir die gemeente waarin ek was, dat ons gedagtes hierop moet rig. Dat dit moet wees wat ons intentioneel moet nastreef, dat dit die waardes en dinge moet wees waar ons nie moet ophou dink nie. Dat dit die dinge is wat ons aan moet vashou, en nie die goed wat die in daai tyd nog net die media, deesdae die algoritmes van die sosiale media met ons doen nie, want dit doen nie heilsame dinge met ons nie. So na 7 verse aan in Romeine 12 skryf Paulus hierdie baie konkrete dinge vir die mense wat saam met Febe vergader in die huiskerk van Rome. Hy sê, die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly geesdriftig, dien die Here.
Verbly in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en leer toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar jy wie nederig is. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Vriende, dit is my gebed vir julle, soos Paulus vir die bokkamergangers van Rome, dat hierdie woorde van Romeine 12 vers 9, dit sal wees wat julle gedagtes en julle optrede gevange sal hou. En ek wil regtig dit vir julle sê, en ek sê dit nie, weet, want ek voel ek moet dit sê nie. Ek het regtig die laaste paar dae by julle dit beleef. Daar's 'n hartlikheid, 'n spontaniteit en 'n vreugde by julle wat ek nie oral raakloop in die NG Kerk nie. So die Gees is met julle besig. Julle is 'n besondere geloofsgemeenskap. So dis nie asof hierdie Pinkster nou 'n koersverandering vir julle is nie. Dit is meer amper seker 'n bevestiging van die pad wat julle reeds met die Here is. Baie van julle ken die Here al baie lank in julle lewens. Maar mag julle regtig die belewenis hê dat hierdie woorde van Paulus ook julle sal kenmerk in julle samekoms met mekaar. Vriende, ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan die koor sing na die gebed. Maar kom ons bid saam. Here, ons gedagtes is die kosbaarste gawe wat ons het. Here, dit laat ons uitstaan in U skepping. Here, ons gedagtes kan met ons op loop gaan, maar ons kan ook ons gedagtes rig. Here, al is dit moeilik en soms vra dit energie om te doen, het U vir ons die wonderlike gawe gegee, Here, om te kan dink en om te fokus op dinge en om te kan kies waaroor ons dink en wat ons moet dink. En daarom kom ons dan, Here, vanaand voor U as U kinders en ons vra dat ons gedagtes sal rig op die dinge daarbo. Dat ons dit wat edel en mooi en wonderlik is sal bedink. Dat ons die karaktereienskappe van die liefde sal deurdink. En Here, dat ons die belewenis sal hê dat wanneer ons dit in ons gedagtes doelbewus en sistematies en geordend doen, Here, U ons ook as mense, Here, my geheimsinnige ding wat ons maak, en ons hormone, en ons denke, en ons sosialisering, nuwe mense maak. Here, mense wat vry is van die sonde. Here, mense wat in vrede met mekaar kan saamleef. Here, mense wat 'n familie vorm, wat getuig dat hulle Vader goed is en regverdig. En daarom gee ons aan vanaand, Here, ons denke vir U, en Here ook al die prosesse waar ons denke betrokke is, wat ons lees, wat ons bedink, Here, waar ons praat, waar ons stry, Here, ons gee dit in U hande, en vra dat U dit sal gebruik, om ons te vernuwe deur U Gees.